Hierdie is net die hoofaanvalslyne van Satan, natuurlik het hy baie ander. Efesiërs 6 vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Miskien sit jy in 'n huwelik, waar daar regtig nie 'n goeie atmosfeer heers nie. Miskien dink jy jou stryd is teen jou man of jou vrou. Hierdie vers sê vir jou stryd is nie teen vlees en bloed nie. Dis nie teen 'n mens nie. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Jeremia 1 vers 5 sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy, en jou as 'n profeet vir die nasies aangestel. Dis die grootste leuen wat die vyand ons mee vasvang en sê, jy moes nie hier gewees het nie, of jy is 'n seun, maar jy moes 'n dogter gewees het, of die kant toe of daai kant toe. God sê in die woord, hy het vir my en vir jou geken, in ons moederskoot alreeds. Johannes 8 vers 44 sê, julle die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n moordenaar van die begin af. Wie was die moordenaar? Die duiwel. En staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan. Hier sien ons, die Satan is die leienaar. Hy praat in my en jou gedagtes, hy gebruik mense, hy werk op my en jou sielarea. Die woord sê, ek en jy moet die Vader aanbid op ons gees en waarheid uit die woord. Ons moet nie toelaat, dat die dief kom steel op my en jou sielarea en die leuns wat hy vir ons vertel nie. Ons moet wandel volgens die waarheid in die woord, op ons gees moet ek en jy leef volgens die leiding van die Heilige Gees. Openbaring 21 vers 8, hierdie vers het my geruk, want ons dink almal in die land het maar een of ander vorm van stres. Ag, ons almal vrees maar, dis die wortel van alle siektes, maar ons dink dis so normaal. In die woord sien ons in Openbaring 21 vers 8, maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en gruwelikes, en moordenaars, en oreders, en towenaars, en afgodedienaars, en al die leenaars. Hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel. Dit is die tweede dood. Mag Vader vir my en vir jou bewaar, dat ons sal klaar kry met hierdie sondes, waar ons buite sy wil is, sodat ons 'n lewe in oorvloed kan ervaar. As ons gaan kyk na krankheid, die woord praat van 'n gees van krankheid. Ek self het 'n gees van krankheid gehad. En iemand het dit uitgedryf, en my oog het so begin spring. Die persoon wat dit uitgedryf het, het gesê, dit is iets verskrikliks om dit te aanskou. Ek het niks gevoel nie. Maar sy het gesê, die oog het verskriklik gespring, en dit was die laaste van my siektes. As ons gaan lees in die woord, sien ons in Lukas 13 vers 11 en 12. En daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lank gehad het. En sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om regop te kom nie. En toe Jesus haar sien, roep hy haar en sê, vrou, jy is van jou krankheid verlos. Kan ek en jy as 'n Christen 'n gees hê van krankheid? Die waarheid is ja. Die waarheid is dat hierdie bose geeste op my en jou siel en liggaamlike vlak inkom. Ons kan die duiwel besete raak as ons hart gegee het vir die Here nie, want ons gees behoort aan God. Maar ons kan wel bose geeste in die vorm van vrees, 'n gees van vreesagtigheid, krankheid, onvergewingsgesindheid, bitterheid, woede, al daai goeders kan ons wel hê, op ons siel en ons liggaamlike vlak, dis op ons vlees. En dis waarom die woord sê, ons moet hierdie goed op ons vlees, die sondige natuur, moet ons neerlê. Ons moet ons gees laat beheer neem oor ons vlees, deur die leiding van die Heilige Gees. En daarom is die DVD's van verhouding met Vader, Seun en Heilige Gees en die tabernakel van onskatbare waarde. Want dit leer jou om op die ou end oor te gee, dat die Heilige Gees in jou lewe inkom,
dat jy die vrug van die Gees en die gawes van die Gees kan kry. As ons gaan kyk na die stom en dowe gees, Markus 9 vers 17 en 18, en een uit die skare antwoord en sê, Meester, ek het my seun wat 'n stomme gees het na u gebring, en waar hy hom ook aangryp, skeer hy hom, en hy kry skuim in die mond, en hy kners met sy tande en word styf, en ek het die disippels gevra om hom uit te dryf, en hulle kon nie. Klink dit nie baie soos epileptiese aanvalle nie? Ons het ook met 'n mediese dokter gepraat, wat al 'n hele paar jaar in die mediese beroep is, en vandat hy tot die kennis van die waarheid gekom het, sê hy het nog geen geval van epileptiese aanvalle teëgekom, wat nie 'n gees, hierdie gees, die stom en dowe gees gehad het nie. Markus 9 vers 25, en toe Jesus sien dat 'n skare bymekaar stroom, het hy die onreine gees bestraf en vir hom gesê, jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en kom nooit weer in hom nie. Onthou jy die sirkelmodel van die wortels van siektes, vrees, skuldgevoelens en skaamte? En daar op daai sirkelmodel het ons gesien dat daar wel 'n hele paar geeste betrokke is. So as ons nou in 'n ander formaat dit vir jou gaan voorstel, sien ons as die wortel vrees is, dan probeer ons dit regmaak deur afgodery. Dis die organe wat ontwikkel uit die ektoderm. Liefdeloosheid, hartseer en stryd is die vrugte, en die organe is die brein, die vel, die cerebrovaskulêre stelsel. En hier sien ons die hoofgeeste van liefdeloosheid en okkulte. Daar's heelwat meer. Maar om te begin by vrees, dan kan ons daarby begin, en dit begin opspoor en dit aanspreek. Ons sien ook hier die verhouding in gesinsverband, mans, vrouens en kinders. Die hooforgaan is die brein, so as die mans buite God se wil is en nie die vrouens lief het nie, dan raak hulle hartseer en die kinders bring konflik en stryd in hierdie gesinsverband. Ons het gekyk na die verhouding met Vader, Seun en Heilige Gees, en op hierdie DVD het ons gepraat van die gees van liefdeloosheid. So as jy meer inligting daaroor wil hê, dan is hierdie DVD-reeks ook die ene wat jy moet aanskaf. Maar ons het ook 'n DVD wat binnekort gaan verskyn, en dit gaan oor die blokkasies in ons verhouding met Vader, Seun en Heilige Gees. Dis wat veroorsaak dat ons God se volmaakte liefde nie ervaar nie. Dat ons vrees het. Baie mense sê, maar ek is nie 'n vreesagtige mens nie. Dan sê ek, maar ervaar jy wel God se liefde? Want hierdie goed kan blokkeer dat jy God se liefde ervaar. Uit onkunde raak 'n mens maklik betrokke by praktyke wat tussen hom en God kom. Die gevolg is dat dit ons verhouding met God die Vader blokkeer of verhinder. Spreuke 14 vers 12. Daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Jesaja 2 vers 6. Want u het u volk verwerp, die huis van Jakob, omdat hulle vol is van wat die ooste aanbied, en van golaars soos die Filistyne, en met die kinders van vreemdes dryf hulle handel. Ons wandel teen God se wil. Toe die mens nog in die tuin van Eden was, het hy alreeds na verborge kennis gesoek. Genesis 2 vers 16 en 17. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Genesis 3 vers 4, toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Vers 5, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Die mens het teen God se bevel in opstand gekom, en daardie verbode kennis het hom onder die gesag van duisternis gebring. Deuteronomium 5 vers 6 en 7. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. So dikwels sê ons, maar ek wil nie hierdie ding aanbid nie, dis net 'n mooi beeldjie in my huis. Dis 'n afgod in God se oë. Op my getuienis DVD en getuienis CD sal jy hoor
hoe ons 'n foto gehad het van 'n beeld wat ons geneem het in Mauritius. En hierdie beeld was die godin van onvrugbaarheid. En die dag toe ons daai foto verbrand, wat in ons fotoalbum was, die volgende maand, toe ek swanger. Dit mag miskien vir jou na 'n wolhaar storie klink. Ek weet wat is die waarheid. En ek vertrou die Heilige Gees om vir jou te wys van dinge in jou lewe, in jou huis, wat 'n afgod is in God se oë, wat 'n gruwel is in God se oë, wat jou verhouding met God blokkeer. Ek het self oral gaan hulp soek vir my gesondheid. Ek het onwetende in die okkulte beland. Ek was besig met die alternatiewe genesingspraktyke. Ek het nie geweet dis okkulte nie. Vader het my daar uitgehaal en hy het vir my dit geleer. Ons raak betrokke in soveel goed wat buite Vader se wil is, en dan wonder ons hoekom het ons nie 'n lewe in oorvloed nie. Ek raai jou aan om hierdie DVD-reeks van blokkasies in ons verhouding met God die Vader te kry, maar wees gewaarsku, jy gaan geskok wees deur die inligting wat jy daar sien. Want uit onkunde uit het jy soveel dinge in jou lewe toegelaat, en jy het gedink, maar almal doen dit dan. Onthou die woord sê vir ons moet geheilig wees. Ons moet afgesonder wees. Ons moet op die noupad wees. Al doen die hele wêreld dit, ons moet binne God se wil wandel, as jy 'n lewe van oorvloed wil hê. As ons gaan kyk na die wortel van vrees, dan sien ons eerstens die vrug, die gees van liefdeloosheid. 1 Johannes 4 vers 7 en 8, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom. Die liefdelose gees is 'n misleidende gees, wat jouself aankla, en lei tot skuld en skaamgevoelens, sodat jy jouself haat en bitterheid het teenoor jouself. Jy begin om jouself te verwerp en te verkleineer. Jy vervloek jouself, jy praat neerhalend van jouself. Jy het selfmoordgedagtes. Die gees van liefdeloosheid verwoes verhoudings met God, met ander mense en ook met jouself. Die gees van liefdeloosheid vernietig jou siel, jou emosies, jou gees en jou liggaam, ook op fisiese vlak. Die tweede vrug is die vrug van okkulte. Die definisie van okkultisme volgens die Webster Woordeboek, dit maak aanspraak op geheime of bonatuurlike kragte, geheimhouding geopenbaar slegs aan die initieerder, om hemelliggaam te versteek deur okkultasie, blokkeer of versteek voorwerp van aansig, bo-normale kennis en verstand, onsigbaar. Daar's 'n geheimhouding hieromtrent. Die Bybelse definisie van okkultisme, dis 'n praktyk wat tussen jou en God kom, wat teen sy wil is. Dit blokkeer of verhinder jou verhouding met God. Spreuke 14 vers 12, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Jesaja 2 vers 6, want U het U volk verwerp, die huis van Jakob, omdat hulle vol is van wat die ooste aanbied, en van golaars soos die Filistyne, en met die kinders van vreemdes dryf hulle handel. Dis onder andere alternatiewe medisyne. Dis gebaseer op die aanname dat siektes, as gevolg van versteurings in die vloei van 'n mistiese energiekrag tussen mens se liggaam en heelal, mens is deel van die heelal, veroorsaak word. Hierdie energiekrag het bonatuurlike kennis en wysheid, Godbewustheid, weet wat elke persoon nodig het. New Age, mense siek omdat hulle nie by hierdie intelligensie, hierdie kosmiese krag of 'n lewenskrag wat in die hele skepping teenwoordig is, ingeskakel is nie. Nog okkultiese betrokkenheid kan wees, geheime genootskappe, byvoorbeeld Broederbond, Vrymesselaars, Ossewa Brandwag en Ku Klux Klan. Jakobus 5 vers 12, maar bo alles my broeders, moenie sweer nie,
nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie, ook geen ander eed nie, maar laat julle ja, ja wees en julle nee, nee, sodat julle nie onder 'n oordeel val nie. Baie van hierdie organisasies moet ons 'n eed aflê, voordat ons deel van hierdie organisasie kan wees, voordat ons ingelyf is in hierdie organisasie. Dit kan wees sektes en valse godsdienste. Dit kan wees die valse Heilige Gees of Kundalini. Dit kan wees towerkuns, waarsêery, spiritisme, flieks, TV en boeke. As ons nou gaan kyk na die tweede wortel skuldgevoelens, dan sien ons probeer dit regmaak met rebellie. Dis organe wat ontwikkel uit die mesoderm, naamlik die hart, niere, locomotor. Die vrug daarvan is ongeduld, onvriendelikheid en bitterheid. Die geeste betrokke, onder andere die gees van bitterheid, beskuldiging, onvergewingsgesindheid, daar is baie. In die gesinsverband sien ons hier weer man, vrou en kind, en die hooforgaan, die hart, soos die mans ongeduldig is, raak die vrouens onvriendelik en die kinders raak bitter. Sit 'n hele naweek gedoen oor die verhouding met jou naaste, dit slot in hier by die skuldgevoel. En dit het alles uit te waai met hoe ek en jy met ons naaste moet omgang. Wat die woord sê, hoe ek en jy ons naaste moet lief hê. Verhouding met jou naaste. Het ons verhouding met ons naaste enige effek op ons liggaamlike gesondheid? Ons het nou 'n hele paar teksverse gaan kyk, en inderwaarheid was daar te veel teksverse om op een DVD te sit. Ons gaan kyk wat is die effek van bitterheid, beskuldiging, afguns, jaloesie en onvergewingsgesindheid op jou eie immuunstelsel, niere, hart en gewrigte. As jy ly aan siektes van die hart, die niere, bewegingsstelsel, immuunstelsel, soos onder andere kankers, auto-immuunsiektes, is hierdie DVD-stel 'n moed. Daar is baie skrifgedeeltes wat die verbandskap duidelik vir ons leer. Ons kyk na wat die woord sê oor hoe ons naaste moet behandel en hoe ons op 'n baie praktiese manier ons naaste 70x7 keer moet vergewe. Ons kyk na hoe ons die woord van God prakties kan implementeer op ons verhouding met ons naaste, sodat ons lewe en oorvloed kan geniet. Ons gaan kyk na die driehoek waar ek en ek onder staan en God bo, en laat hierdie verhouding met my naaste 'n effek het ook op my verhouding met God. En hoe ons dit prakties implementeer, dat ek my naaste ek moet vergewe, myself ook moet vergewe, vir God moet vra om my te vergewe, en dan vir God moet vra om vir ek te vergewe, ek te seën. En dat ek ook sal begin intree by God die Vader vir ek se behoeftes. Ons lees in Matteus 6 vers 14 en 15, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Dit is so belangrik, dit volg net na die Onse Vader. Ons bid in die Onse Vader, vergeef ons oortredinge, soos wat ons naaste vergewe, maar doen ek en jy dit regtig? Kan ons verwag dat God ons vergewe, dat ons huisie se deure en vensters begin toegaan as ons dit bely, alles wat ons buite sy wil was, as ons nie ons naaste vergewe nie? Ek glo dat vir onvergifnis kan ons uit die hemel uithou. Matteus 18 vers 21, toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Vers 22, Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Lukas 6 vers 37, en julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moet nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word. God verwag van ons, dat ons ook die persoon sal seën. Verwag sodoende, dat dit met hom of haar goed sal gaan. 1 Petrus 3 vers 9,
Vergeld geen kwaad met kwaad, of skeldwoord met skelwoord nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Matteus 5 vers 44 en 45. Maar ek sê vir julle, dis Jesus wat hier praat, julle moet julle vyande lief hê, nie net jou naaste nie, jou vyand. Seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Wil jy 'n kind van God die Vader wees, dan moet jy gehoorsaam wees. Anders kom die dief in en kom steel, slag en verwoes. En dan kry ons siektes op die mesoderm, hart, niere, leukemouter, immuunstelsel, kankers. En ons weet nie waar kom dit vandaan nie. Matteus 5 vers 48. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. As hy dit vir my en vir jou sê, weet hy, ek en jy kan dit doen. Ons het ook 'n plakkaatvorm wat jy kan opsit in jou muur, wat jou gedurig kan herinner hoe jy moet optree teenoor jou vyande. Dis woord vir woord Matteus 5 vers 44 en 45. Maar ek sê vir julle, julle moet eerstens julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek. Doen goed aan die wat vir julle haat. Bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Ons het ook Lukas 6 vers 35 so skematies uitgebeeld, en dis ook op 'n plakkaatvorm beskikbaar. Maar julle moet julle vyande eerstens lief hê, tweedens goed doen, en derdens leen, sonder om enige iets terug te verwag. En julle loon sal groot wees, en julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes. As ons gaan kyk na nog 'n vrug van skuldgevoel, is dit die gees van bitterheid. Efesiërs 4 vers 31. Alle bitterheid en woede en toring en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Bitterheid hou jou gevange aan die verlede. Jy drink die gif en hoop iemand anders sal doodgaan. Die gees van bitterheid steun op 7 ondergeskikte geeste. Dit kom in deur onvergewingsgesindheid. Bitterheid bou op na gegriefdheid, waar jy 'n wrok of 'n afkeer teenoor iemand het. Bitterheid bou verder, waar jy weerwraak of vergelding wil doen. Bitterheid kry 'n stem, waar jy in woede en toring tot uitbarsting kom. Bitterheid tree op, deurdat jy begin haat. Bitterheid kom in aksie, deur geweld. En geweld lei weer tot moord. Nog 'n vorm van skuldgevoel is beskuldiging. Openbaring 12 vers 9 en 10. En die groot draak is neergewerp, die ou slang, wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag. Hy beskuldig ons, hy is die aanklaer. Satan beteken teenstander of aanklaer. Die werke van die aanklaer, kla God aan en steel ons geloof en vertroue in God. Dit veroorsaak vrees en wantroue. Kla ook ander mense aan en verbreek verhoudings. Dit dryf 'n wig in tussen familie en vriende. Kla onsself aan deur selfveroordeling. Daar's 'n verskil tussen oortuiging en beskuldiging. Satan of die bose geeste is besig met beskuldiging.
Hulle is aanhoudend, hulle is nederig, hulle is eentonig. Hulle sê vir ons, jy is altyd verkeerd. Hulle bring vrees, skaamte, sonder hoop gevoel. God, deur die Heilige Gees, oortuig ons egter van sonde. Hy klop sag en met liefde op die skouer. Hy oortuig ons net van sonde, hy beskuldig ons nie. Hy maak dat jy wil verander. Dit is tot jou voordeel. As ons nou gaan kyk na die derde wortel van siektes, ons het gesien vrees, skuldgevoelens en nou gaan ons kyk na skaamte. Skaamte is jou verhouding met jouself en dis waar ek en jy probeer dit regmaak deur trots. Al die organe betrokke op die endoderm, onder andere die lewer, die longe, die tong, die hormoonstelsel of endokriene stelsel, die ingewande of die spysverteringskanaal, die vrug van ontrouheid, kwaaiheid, gemaksigtigheid. Van die geeste daarby betrokke is onder andere die gees van verwerping of die geeste van verslawing. As ons kyk na die gesinsverband, sien ons weer die hooforgaan hier van die endoderm is die lewer. So as die mans ontrou is, raak die vrouens kwaai en die kinders gemaksigtig, selfsugtig en dis waar verslawings vandaan kom. Ons het 'n hele naweek en ook 'n DVD beskikbaar. Ons grootste vyand, onsself. Ons wil so graag vir ander mense en vir bose geeste die skuld gee, dat ons nie 'n lewe in oorvloed het nie. Maar die waarheid is egter, ons is self verantwoordelik daarvoor. Net soos wat Jesus Christus nie kom en met geweld jou hart vir hom neem nie, so kom die dief wat wil kom steel, slag en verwoes in die vorm van bose geeste, en hy kom klop net aan jou huisie se deur en venster. Die handvatsel, die oopmaak slot is aan die binnekant. Ek en jy maak die deurtjie oop. So ek en jy is ons grootste vyand. Ons het vir jou uitgenooi na 'n naweek toe en ons sal hierdie naweek seker weer herhaal, wat as gesê het, kom bederf jouself met 'n make-over op jou gees, jou siel en jou liggaamlike vlak. Dis regtig wat dit is. Die Engelse spreekwoord sê, to know you is to love you. Ons ken nie onsself nie, daarom is ons nie lief vir onsself nie. So as jy die kennis gekry het van wie jy is, van hoe jy werk, dan kan jy jouself lief hê. En dan is jy 'n nuwe mens, en dan is dit regtig 'n make-over. Ons kyk of daar 'n verwantskap bestaan tussen die verhouding met jouself en siektes van die lewer, die longe, tong, hormoonstelsel en spysverteringskanaal. Daar het ons weer na heelwat teksverse gekyk. Baie min mense spandeer genoeg tyd om na te dink oor hulle eie wese en natuur. Wat is die mens? Waaruit bestaan die mens? Hoe moet ons oor onsself dink? Emosies is die gelowige se grootste vyand, en omdat die denke die emosies affekteer, moet ons denke dissiplineer en vernuwe, wetende dat die denke die gevegsterrein is. Dit is 'n daaglikse hernuwing van die gedagtes. Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Die manier waarop ons leef, is die uitwaartse aanbieding van die vrugte binne in ons. Ons doel as sy uitverkorenes is om te leef as burgers van sy koninkryk. Ons moet die sonde beveg deur ons lewe te leef volgens die leiding van die Heilige Gees. Hierdie DVD se uitroep is, Vader, verander my. Ons wil so graag hê die mense rondom ons moet verander, maar ons self is ons grootste vyand. Daarom vra ons, Vader, verander my. As ons weer gaan kyk na skaamte, sien ons die wortel, en een van die geeste daarmee betrokke, wat die dief is wat kom steel, is ook die gees van verwerping. Die woord van God leer vir ons dat ons geliefd, aangeneem en aanvaar is. Verwerping het die opdrag om hierdie waarhede van ons te kom steel. Verwerping sê, jy is onaanvaarbaar.
Ek wil jou nie hê nie, jy's van geen waarde, jy's ongewens, jy pas nie in nie, jy's ongeliefd, jy's onwaardig om liefgehet te word. Verwerping is nie net 'n emosie of gevoel nie, maar dis 'n gees. Jesus het ons verwerping vir ons gedra. Ons lees daarvan in Jesaja 53 vers 3. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Johannes 1 vers 11. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Markus 8 vers 31. Toe het hy hulle begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. Jesus Christus self was verwerp. Die gevolge van verwerping, woede en bitterheid, vrees vir verwerping, kwesbaarheid en mislukking, liefdelose gees, verslawing en afhanklikheid, selfaanbidding, 'n desperate soeke na liefde en erkenning. Nog 'n gees onder skaamte is die gees van minderwaardigheid. 'n Persoon wat liefde en aanvaarding ontsê is, onbevredigende behoeftes het, sal emosioneel onvolwasse en onseker wees. Emosionele onvolwassenheid het weer 'n swak selfbeeld, lae selfwaarde en 'n swak eie identiteit tot gevolg. En dit bring 'n ongelooflike minderwaardigheidskompleks mee. Dit lei weer tot selfverwerping. So 'n persoon aanvaar die verwerping van ander as bewys van waardeloosheid, omdat hy 'n negatiewe selfbeeld het. Aanvaar mense se evaluasie van homself eerder as God se of sy eie. Vergelyk homself met ander en is baie krities teenoor homself. Nog 'n wortel en nog 'n gees van onderskaamte is die gees van verslawing. Alle verslawing is gewortel in liefdeloosheid. Die mond is die kontakplek vir liefde en sekuriteit. Die basiese behoefte, liefde, moet voor ouderdom 10 jaar vervul word. As die behoefte nie bevredig word nie, is ons vatbaar vir versoeking. Groepsdruk, gedryf deur behoefte en aanvaarding. Rebellie, disfunksionele of wettiese huis, reëls sonder verhouding. Romeine 6 vers 16. Julle is diensknegte van hom aan wie julle gehoorsaam is. Hoe werk verslawing? Wanneer dopamien vrygestel word, gee dit 'n plesiersein aan die liggaam. Enige iets waaraan jy verslaaf is, gee opdrag om baie meer dopamien vry te stel. Dit gee dus 'n groter plesiersensasie en veroorsaak 'n krywing. Jy raak dus verslaaf aan die dopamien en moet altyd meer inneem om 'n groter sensasie te beleef. Verslawing is die kompulsiewe handeling en oorweldigende betrokkenheid met 'n spesifieke aktiwiteit. Dit kan wettige of onwettige drugs wees. In Afrikaans sê ons geneesmiddel, in Engels is dit 'n drug. Dit kan alkohol of nikotien wees. Dit kan kos, eetafwykings of selfs te ete wees. Dit kan werk of oefening wees. Dit kan geld of dobbel wees. Dit kan kooplus wees. Dit kan studie of intelligensie wees. Ons het 'n DVD gemaak en ons het al 'n paar van die naweek seminare aangebied oor oorwin die werklike oorsake van oorgewig vir ewig. Ons het baie goeie resultate gekry, baie getuienisse al gekry oor hierdie DVD. Wat is een van ons vrouens se grootste stryd? En dit wil nie sê dat dit net vrouens se stryd is nie. Mans het ook hierdie probleem. Wil jy die oorgewig vir ewig oorwin? Kos en oorgewig, hierdie groot kwessie. Die groot vraag is nie noodwendig watter kos eet jy nie, maar eerder, hoekom eet jy? It's not what you are eating, it's what's eating you. Vra jouself voortdurend die vraag af,
Watter emosies voel ek nou, sodra ek voor die spens of die yskas gaan staan? En dit geld dieselfde. Watter emosie voel ek nou, wanneer ek voor die medisynekas gaan staan, en ek die kopseerpilletjie wil gaan uithaal? Gaan dit wat ek in my mond sit, my help met die probleem? Gaan dit die probleem oplos? 'n ander belangrike vraag is, vir wie wil ons maar word? Vir wie wil ons ophou om verslaaf te wees aan een of ander middel? Eerstens moet dit wees vir God die Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. 1 Korintiërs 6 vers 19. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie? Tweedens moet dit wees vir myself, en derdens eers vir my naaste. Wil jy vry wees van oorgewig? Dan is hierdie DVD se inhoud vir jou baie belangrik, van oorwin die werklike oorsake van oorgewig. Dis die eerste belangrike vraag. Wil jy regtig genees word van siekte? Dit was die eerste belangrike vraag wat jy moes gevra het. Glo jy dat ons hemelse Vader deur sy Seun Jesus Christus jou kan bevry hiervan? Johannes 8 vers 32. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Johannes 8 vers 36. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Dis net die Seun Jesus Christus wat jou waarlik vry kan maak. Statistieke het bewys dat 3 uit elke 4 vroue in Suid-Afrika kompulsiewe eetgewoontes openbaar. Om die probleem te verstaan is dis die eerste stap om dit te oorkom. Op hierdie DVD-stel gaan jy leer om te onderskei tussen geestelike behoeftes, sielsbehoeftes en fisiese of liggaamsbehoeftes. 1 Petrus 4 is so belangrik, ook vir nou in die tyd waarin ons leef. Vers 1 en 2. Omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle jou ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde, om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Vers 3 en 4. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderye. Vers 4. Daarom vind hulle dit vreemd as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie, en hulle laster. 1 Petrus 4 vers 5, 6 en 7. Hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel, want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewe na God in die gees. En die einde van alle dinge is naby, wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Weereens, leef na die gees. Hou op om in die vlees te wandel, die eerste sirkel. Leef na die gees. Hou op met die begeerlikhede, lê dit af. Laat die Heilige Gees jou leidsman wees. Laat hy die een wees wat vir jou lei op jou gees. Laat jy die Vader in gees en waarheid kan aanbid. Laat jy die ware aanbidder kan wees. Hy sê vir ons in vers 7, die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Ons moet geen voorsorg maak vir die vlees nie. Romeine 13 vers 14. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Ons het die verslawingssiklus ook op 'n plakkaatvorm beskikbaar. Ons gaan vinnig hierna kyk. Dit begin altyd by 'n honger vir liefde. Weereens kom ons terug na liefde.
Daarom is die onderwerp van sonder liefde is ek niks so belangrik. As hierdie behoefte aan liefde nie vervul is nie, dan ontstaan daar 'n swak selfbeeld, emosionele pyn. En dan plak ons die pleistertjie op, die verdowingsmiddel. Dit kan kos wees, te ete wees, alkohol wees. Op 'n dag besef ek daar's 'n probleem en ek wil daarmee breek. En ek gaan op 'n dieet, ek probeer daarvan ontslaa raak en die gevolg is ek kry dit nie reg nie. Die gevolg is ek tel maar weer gewig op. Ek is nog steeds oorgewig. Dan voel ek skuldig en skaam. Dan haat jy jouself en dan is jy terug by 'n honger vir liefde. Hierdie honger vir liefde is op jou geesarea en dis net God se volmaakte liefde wat dit kon vul. Al die ander goed op hierdie verslawingssiklus is op die vlees, op die siel en die liggaamlike area. Die maniere hoe ons dit probeer regstel het, was op die vleesvlak, maar net deur God se liefde op jou geesarea kan jy vrykom. Net Jesus Christus kan hierdie liefdesleemte vir jou vul. Jesus is die een by wie jy die liefde sal vind wat jou bevredig. Jy sal dit nooit in der ewigheid by 'n ander mens vind nie. In jou verhouding met die Vader sal jy aanhou ontvang, totdat die leemte binne in jou heeltemal gevul is. En daarom is dit goed, dat jy jou gedagtes net op die woord van God sal fokus. Ons het ook besef dat hierdie DVD van oorgewig, die werklike oorsake daarvan, dat dit dieselfde is vir alle mense. Maar mense wat byvoorbeeld verslaaf is aan rugby kyk of rugby speel, of verslaaf is aan alkohol, of verslaaf is aan televisie kyk, vind dit moeilik om hierdie oorgewig ding uit te bring by hulle verslawings. Daarom het ons 'n ander DVD gemaak en 'n ander naweek aangebied het ons genoem het, watter honger voed jy? Hierdie honger vir liefde wat op jou geesarea is. Watter honger voed jy? Waarmee probeer jy dit oralster voed? Johannes 6 vers 27, moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Johannes 6 vers 35, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Ons het almal 'n behoefte aan liefde op ons geesarea, wat net Jesus Christus kan vul. Ons probeer dit vul met allerlei dinge wat die wêreld ons kan bied. Het jy voornemings om van party slegte gewoontes ontslae te raak en ander goeie gewoontes weer meer gereeld te begin doen? Dan is hierdie DVD 'n besliste moed vir jou. Ons kyk onder andere na die verslawingssiklus wat dieselfde is vir almal wat een of ander gewoontetjie het waarvan hulle net nie ontslae kan raak nie. Verslawings is en bly die kompulsiewe handeling en oorweldigende betrokkenheid met 'n spesifieke aktiwiteit, soos met alkohol, nikotien, liefdesverhouding, seks, werk, oefening, wettige en onwettige drugs, kooplus, spandeer, pornografie, masturbasie, geld, dobbel, ontspanning, TV, flieks en boeke, studie, intelligensie, kos of eetafwykings en selfs vuil taal. Amos 8 vers 11, kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek 'n honger in die land stuur. Nie 'n honger na brood nie, en nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. Kom ons bid dat die mense van ons land 'n honger na God se woord sal kry, soos nog nooit tevore nie. Ons gaan nou kyk na die blokkade van genesing. As ons eerstens gaan kyk waar vrees die wortel was dit afgodery. Waar het ons oral gaan hulp soek vir genesing? Markus 5 vers 25 tot 27. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het en veel onder baie geneeshede gely en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Hoeveel het jy al uitgegee in 'n poging om gesondheid te kry?
Hoeveel is jy van plan om nog te spandeer? Jesus Christus sê vir jou, die waarheid in die woord gaan jy ken, en die waarheid in die woord gaan jou vrymaak. Die enigste ware geneesmiddel is Spreuke 3 vers 7 en 8. Begin dit toepas, hoor dit en gehoorsaam dit, en dit sal die genesing wees vir jou liggaam. Ek het daai pad gestap en ek het oral gaan hulp soek. Op die DVD van blokkasies in ons verhouding met Vader, Seun en Heilige Gees, kan jy gaan kyk na 'n paar van die goed waar ons gaan hulp soek. Ook 'n gebrek aan geloof in God vir genesing kan ons genesing blokkeer. Matteus 9 vers 2, en hulle het 'n verlamde man wat op 'n bed lê na hom gebring, en toe Jesus hulle geloof sien, sê hy aan die verlamde, seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. In Matteus 9 vers 22, en Jesus het omgedraai en haar gesien, dis nou die vrou wat aan die bloedvloeiing gelei het vir 12 jaar, en hy het vir haar gesê, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered, en die vrou het gesond geword van daardie uur af. Ons sien dus dat geloof is nodig, en as ons nie geloof het nie, kan dit ons genesing blokkeer. Matteus 15 vers 22, 'n Kananeese vrou het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê, wees my barmhartig, Here, seun van Dawid, my dogter is erg van die duiwel besete. Matteus 15 vers 28, toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof, laat dit vir jou wees soos jy wil, en haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Matteus 9 vers 28 tot 30, en nadat hy in die huis gegaan het, kom die blindes na hom toe, en Jesus sê vir hulle, glo julle dat ek het kan doen? Hulle antwoord hom, ja Here. Toe raak hy hulle oë aan en sê, laat dit vir julle wees volgens julle geloof. En hulle oë het oopgegaan, en Jesus het hulle skerp aangespreek en gesê, pas op, laat niemand dit te wete kom nie. Daar is soveel verse in die Bybel wat wys dat geloof en genesing hand in hand gaan. Maar ook kan ons sê ongeloof en nie genesing nie. Lukas 17 vers 5 en 6, toe het die apostels aan die Here gesê, gee ons meer geloof. En die Here sê, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant, en hy sou julle gehoorsaam wees. Lukas 18 vers 1 tot 3. En hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie, en gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Handelinge 3 vers 2, en daar is 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af kreupel was, en hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. Vers 6, maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, staan op en loop. Handelinge 3 vers 16, en deur die geloof in sy naam, het sy naam hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak, en die geloof wat deur hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee, in die teenwoordigheid van julle almal. Hebreërs 11 vers 1, as ons weer gaan kyk, wat is geloof? Ons het soveel verse na gekyk van geloof. Die geloof is die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. As ons nou gaan kyk na dinge wat ons genesing kan blokkeer, het ons gesê afgoderry. En ons het 'n naweek, het ons die een dag van die naweek, het ons gekyk na die waarheid oor Kersfees. Soveel afgoderry is ook betrokke. Is dit nie 'n gruwel in God se oë nie? Die waarheid oor Kersfees skok ons, as ons nie gewoond is daaraan nie. Tradisie op sigself is nie verkeerd nie.
Die probleem is egter wanneer tradisie strydig is met die bevele, die wet, insettinge en verordeninge van die Almagtige. Dan word tradisie 'n gruwel in die oë van God ons Vader. In so 'n geval geld die woorde van die Messias toe hy gesê het in Matteus 15 vers 8: Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Matteus 15 vers 9: Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Kersfees is dus 'n mensgemaakte tradisie en daarom het die vier van Kersfees geen Bybelse grondslag nie. Ons moet onsself afvra, wil ons God of mense behaag? Die wat verkies om eerder mense te behaag, is nie 'n dienskneg van God nie. Ons lees in Galasiërs 1 vers 10, soek ek dan nou die guns van mense of van God, of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. Levitikus 23 vers 1 en 2. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, die feestydde van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feestydde. Kersfees is nie een van die feestydde in Levitikus 23 nie. Gaan lees dit in jou eie Bybel. Bid daaroor en vra die Vader, laat hy die waarheid in verband met Kersfees vir jou sal oopbreek. Hierdie DVD oor die waarheid in verband met Kersfees se doel is nie om mense te oordeel nie, maar 'n poging om die waarheid bekend te maak. Ons respekteer die siening van elkeen wat besluit om steeds Kersfees te vier. Hierdie is 'n saak wat elkeen self maar oor moet besluit. Nog 'n blokkade in ons genesing is rebellie. Dis waar die wortel skuldgevoel was en ons het reg probeer stel met rebellie. 1 Samuel 15 vers 23, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het hy jou as koning verwerp. As ons kyk na onvergewingsgesindheid, bitterheid teenoor God en ander mense en aanhoudende sonde, is dit ook 'n vorm van rebellie. Hebreërs 10 vers 26 en 27, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. Nog 'n blokkade vir genesing is trots. Onwilligheid om jouself te verneder voor God, om genesing te ontvang, skryf voor vir God. Psalm 31 vers 24. Julle moet die Here lief hê, al sy gunsgenote. Die Here bewaar die getroues en vergeld hom oorvloedig wat trots handel. Spreuke 16 vers 19. Dit is beter om nederig van gees te wees saam met die ootmoediges, as om buit te verdeel met die trotsaards. Spreuke 6 vers 16 tot 19. Hierdie 6 dinge haat die Here en 7 is vir sy siel 'n gruwel. Trotse oë word eerstens genoem. Trotse oë, 'n leenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet. 'n hart wat onheilsplanne beraam. Voete wat haastig na die kwaad toe loop. Een wat as valse getuie leuns uitstrooi en tussen broers tweedrag saai. Ons lees ook in Matteus 18 vers 2 tot 4. Toe roep Jesus 'n kindjie na hom en laat hom in hulle midde staan. En hy sê, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. Die teenoorgestelde van trots, moet ons in nederigheid en al die eer aan die Vader gee. Ek dink jy het nou al klaar soveel goed in jou eie lewe herken. En nou is jou vraag dalk, nou wat nou? Ek het nou hierdie deure en die vensters begin sien in my lewe, en Vader gaan aanhou om vir jou die deure en die vensters te wys. Maar hoe gaan ons dit nou in gebed na die Vader toe vat?
Ons gaan saam die gebed doen wat uit die volgende bestaan. Eerstens die sondebelydenisgebed. Dan gaan ons Jesus Christus aanneem as ons verlosser, maar ook as ons geneesheer. En dan gaan ons bid om vergifnis. En dan gaan ons die autoriteitsdeel in die gebed doen. Die sondebelydenis, Jakobus 5 vers 14 en 15. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Jakobus 5 vers 16. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van regverdige het groot krag. 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Psalm 103 vers 12. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Hebreërs 8 vers 12. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. Ons moet belydenis doen en dan moet ons aksie neem. Handelinge 19 vers 18 en 19. En baie van die wat gelowig geword het belydenis kom doen en hulle dade bekend gemaak. En verskeie van die wat met towery omgegaan het die boeke bymekaar gebring en voor almal verbrand. En hulle die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50.000 silwerstukke was. Ons moet afstand doen. Toe ek in die natuurlike gesondheidsrigting was, besig was met alternatiewe genesingsbehandelings, okkultiese goed, het ek oor 100.000 rand net aan masjiene gehad. Ons moes van dit ontslaa raak. Ons het soveel boeke verbrand. Ons moet aksie neem. Ons moet klaar kry daarmee. Ons het die foto verbrand van hierdie godin van onvrugbaarheid. Ons moet klaar maak daarvan. Ons moet die stof van ons voete afskud. Ons moet aanbeweeg. Ons gaan nou saam bid. Die woorde gaan op die skerm verskyn. As jy eers die DVD wil pause en eers die woorde deurlees wat op hierdie skerm is, dan mag jy dit doen voordat jy dit hardop saam bid. Hemelse Vader, ek kom na U toe in die naam van Jesus Christus. Ek dank U dat U woord bepaal, dat as ek my sondes bely, U is getrou en regverdig, volgens 1 Johannes 1 vers 9, en U verwyder dit van my, so ver soos die ooste van die weste, Psalm 103 vers 12. Daarom kom ek nou en ek bely elke sonde wat ek tot vandag toe gepleeg het voor U, of het verkeerde gedagtes is, verkeerde woorde of verkeerde dade. Vader, U ken tog alles. Ek neem verantwoordelikheid vir enige vorm van vrees, liefdeloosheid, betrokkenheid in die okkulte en afgoderry. Ek neem ook verantwoordelikheid vir enige vorm van skuldgevoelens, onvergewingsgesindheid, bitterheid, beskuldiging en rebellie. Ek neem ook verantwoordelikheid vir enige vorm van skaamte, verwerping, minderwaardigheid, verslawing en trots, wat deel was van my en my voorgeslagte se lewens. Ek bely dit alles as sonde en vra dat U dit sal vergewe. Ek plaas dit alles vandag voor U troon en ek bid dat U my asseblief nou sal vergewe. Dankie Vader dat ek weet dat U woord by herhaling sê, U vergewe my nou werklik en U dink nooit weer aan my sondes nie. Hebreërs 8 vers 12 en Hebreërs 10 vers 17. Met dankbaarheid aanvaar ek nou U vergifnis en daarom kan ek vandag met my mond bevestig aan die wêreld en ook aan Satan en sy magte dat ek Jesus Christus aanneem en nou bely as my koning, my Here, my redder, my saligmaker, my verlosser, my geneesheer en my vriend.
Romeine 10 vers 9 en 10. Ek glo Jesus Christus het vir my gesterwe, en ook dat hy deur u uit die dood uit opgewek is, en opgevaar het na die hemel om aan u regterhand te sit. Dankie Jesus daarvoor. Vader, u woord sê, dat as ek vryspreek, ek vrygespreek kan word. Lukas 6 vers 37. Maar as ek nie vergewe nie, ek nie vergifnis kan ontvang nie. Matteus 6 vers 15. Vader, ek weet mos nou, ek het sopas opnuut van u totale vergifnis ontvang, so ek het geen rede om enige mens nie te wil vergewe nie. Sou ek nie wil vergewe nie, Vader, stel ek myself bokant u, en dit wil of kan ek nie doen nie. Daarom kom ek voor u en wil eerste al my voorouers vryspreek, vir enige iets wat hulle gesê of gedoen het, wat kon veroorsaak dat daar vloeke, ongeregtighede of hoedery op my afgekom het. Ek haal hulle vandag almal van my rug af, was hulle skoon in Jesus se bloed, en plaas hulle voor die troon waar hulle almal hoort. Ek spreek vandag ook my pa en my ma, of stiefpa en of stiefma vry, vir enige iets wat hulle gesê of gedoen het, of dalk nie gedoen het nie, wat my seer gemaak of teleurgestel het. Ek vergewe hulle, dat hulle my soms verwerp of minderwaardig laat voel het, en ek haal hulle nou albei van my rug af, was hulle skoon in Jesus se bloed, en plaas hulle voor die troon. Ek seën hulle nou met die volheid van u seëninge. So kom ek ook nou en ek spreek my broers en susters, swaars en skoonsusters vry. Ek vergewe hulle vir enige iets wat hulle gesê of gedoen het, wat my dalk seer gemaak, teleurgestel of te nagekom het. Ek haal hulle elkeen afsonderlik van my rug af, was hulle skoon in Jesus se bloed, en sit hulle voor u troon neer. Ek bid dat u hulle oorvloediglik sal seën, Vader, dat hulle huwelike, hulle kinders en hulle besighede geseën sal wees, in Jesus naam. Ek spreek enige persoon, manlik of vroulik, wat my enigstens gemolesteer het, nou vry. Ek weier om Satan verder toe te laat om hulle en wat hulle aan my gedoen het op my rug vas te bind. Ek breek enige goddelose sielsbande tussen ons en vergewe elkeen van hulle afsonderlik. Ek haal hulle nou van my rug af, was hulle skoon in Jesus se bloed en sit hulle elkeen voor u troon neer. Ek spreek verder al my ou skoolvriende, oud-onderwysers, medestudente en dosente vry, wat my verneder, verkleineer, seer gemaak of teleurgestel het op enige wyse. Ek vergewe elkeen van hulle afsonderlik en haal hulle nou van my rug af, was hulle skoon in Jesus se bloed, en waar hulle ook al vandag is, sit ek hulle elkeen voor die troon neer, en bid dat u hulle sal seën. So spreek ek ook vandag die res van my vriende, familie, skoonfamilie en my werkskollegas vry, wat my seer gemaak, teleurgestel of te nagekom het. U weet wie elkeen van hulle was, Vader, want u was elke keer daar. Ek vergewe elkeen van hulle nou finaal en haal hulle van my rug af, was hulle skoon in Jesus se bloed en sit hulle voor u troon neer. Dan spreek ek nou my kinders vry, vir enige iets wat hulle gesê of gedoen het wat my seer gemaak of teleurgestel het. Hulle is my kinders, Vader. U het my geseën met hulle, en ek dank u daarvoor, maar in die eerste plek is hulle u kinders. Daarom haal ek hulle nou van my rug af, was hulle skoon met Jesus se bloed, en sit hulle voor u troon neer. Ek bid dat u hulle sal seën, en dat hulle lewenspad slegs met u sal wandel, met u as liefdevolle Vader en genadige God. Vandag spreek ek ook my man of my vrou, of ex-man of ex-vrou vry, vir enige iets wat hy of sy gesê of gedoen het, wat my seer gemaak of teleurgestel het tydens ons huwelikslewe. Ek vergewe hom of haar, soos Jesus my volkome vergewe het.
Ek haal hom of haar van my rug af. Ek was hom of haar skoon in Jesus se bloed en sit hom of haar voor u troon neer. Hy of sy is my man of vrou, u het hom of haar vir my gegee en u maak nie foute nie. Daarom neem ek nou myself, my man of vrou en my kinders, en ek bid ons toe onder die bloed van Jesus Christus. Ek sit ons as 'n eenheid neer voor u troon, en ek verklaar vandag soos Josua van ouds, ek en my huis, ons sal die Here dien. Daarom kom ek nou en ek spreek myself vry. Ek vergewe myself uit my hart uit vir al hierdie ou skuldgevoelens, skuldlaste, negatiewe gedagtes en negatiewe woorde wat ek oor myself gehad het, oor al die foute wat ek gemaak het, verkeerde besluite wat ek geneem het en verkeerde dinge wat ek gedoen het. Ek haal myself vandag van my rug af, was myself skoon in Jesus se bloed en sit myself voor u troon neer, daar waar ek myself kan sien staan, rein, skoon gewas deur Jesus Christus se bloed. En dan, Vader, spreek ek u vry vandag, vir al daardie kere wat ek u verkeerlik verkwalik het, oor dinge wat in my lewe verkeerd geloop het. Ek weet vandag, dit was nie u nie, Vader, maar dat dit alles die leuns van Satan was. Daarom bid ek dat u my sal vergewe, dat ek u so verkeerlik verkwalik het. Dankie, Vader, dat ek weet, u vergewe my nou ook daarvoor, en met dankbaarheid aanvaar ek u vergifnis, ook vir dit. Soos ek nou hierdie laste van my skouers afhaal, en voor die troon neersit, los ek dit vandag daar. Ek kies om dit na vandag nie weer op my skouers te laai nie. Ek kies vandag om net Jesus se juk op my skouers te laai, want die woord bepaal tog duidelik, u juk is sag en u las is lig, Matteus 11 vers 30. Vader, u woord sê dat Satan oorwin is vanweë die bloed van die lam aan die kruis en die woord van die heiliges se getuienis, Openbaring 12 vers 11. My getuienis is, ek is 'n bloedgewaste kind van Jesus. Ek is met eer en heerlikheid gekroon, Psalm 8 vers 6. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my liefhet, Romeine 8 vers 37. Ek is 'n prins of prinses van God, want my pa is die koning van die heelal. U het my by die naam geroep, ek behoort aan u. Jesaja 43 vers 1. Amen. Hierdie is die eerste deel van die gebed. Ek glo jy voel al klaar dat daar 'n las van jou skouers af is. Onthou, elke persoon wat jy vrygespreek het, moet jy aanhou om vry te spreek. 70 maal 7 keer. Totdat jy begin voel dat jy daai persoon liefhet en dat jy wil begin bid vir daai persoon se behoeftes. Hierdie proses gaan aanhou tot die dag wat Jesus Christus op die wolke kom. Ons het egter ook autoriteit gekry en min Christene weet van hulle autoriteit. As ons gaan kyk na die woord, dan lees ons in Lukas 10 vers 19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange, dit is Satan, en skorpioene, verwysende na bose geeste, te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Soveel van ons weet wat het Jesus Christus aan die kruis kom doen, en ons elkeen het hierdie geskenkpakkie ontvang. Hierdie geskenkpakkie van Lukas 10 vers 19. Party van ons maak het oop en ons sê, wow, dis wonderlik, van vandag af gaan ek het toepas. Ander van ons maak het oop, ons sê, wow, maar ons bære dit in die kas. Dan word ons die slagoffers. Eers as ons hierdie vers toepas in ons lewe, kan ons die laaste deel van hierdie vers vir ons begin toeëien, en niks sal jou ooit skade doen nie. Hier staan nêrens, kyk my kind, ek gaan namens jou op slange en skorpioene trap nie. Hy sê ek en jy moet die trapwerk doen. Hy sê hy gee vir my en vir jou die autoriteit
die mag om dit te kan doen. Maar hy gee vir ons wel ook 'n vrye keuse. Dis my en jou keuse. Wil jy 'n lewe in oorvloed hê? Wil jy die woord gehoorsaam en die vyand weerstaan? Wil jy vermy wat sleg is? Wil jy die Here dien? Wil jy gehoorsaam wees aan sy woord? Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. As ek en jy onsself onderwerp aan God, is dit maar dieselfde om die Here te dien. Om die duiwel te weerstaan is dieselfde om te vermy wat sleg is. Spreuke 3 vers 7 en 8 sê dit sal genesing wees vir jou liggaam. Hier in Jakobus 4 vers 7 sê hy, die duiwel, die dief, sal van jou af wegvlug. Ek en jy moet die trapwerk doen. 1 Johannes 4 vers 4, julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is, as hy wat in die wêreld is. Die een binne in my en jou is groter as die een in die wêreld. 1 Petrus 5 vers 8 en 9, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof. Ek en jy kry die opdrag om hom te staan. Ons moet standvastig wees in die geloof. Hy sê nie hier vir ons, hy gaan namens ons die duiwel teestaan nie. Hy sê ek en jy moet op ons hoede wees. Ons moet nugter en waaksaam wees. Ons moet die dief wat wil kom steel, slag en verwoes, moet ek en jy teestaan. Maar ons moet standvastig wees in die geloof. Nie soos 'n dobbertjie op en af nie. Ons moet vas bly staan in die geloof. Markus 16 vers 17 en 18 sê, as ek en jy geloof het, sal die volgende tekens volg. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem. En as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Ek en jy moet geloof hê. En dan sal hierdie tekens vir my en vir jou volg. Soveel mense doen berading en bevryding en dan leer hulle nie die mense die nasorg nie. En dan is hierdie mense slegte daaraan toe aan die einde. Want die woord waarsku vir ons. Hy sê in Matteus 12 vers 43 tot 45, wanneer 'n onrein gees uit 'n mens weggaan, swerf hy deur dorstreke op soek na 'n rusplek. As hy dit nie kry nie, sê hy, ek gaan terug na my huis waaruit ek weggegaan het. Hy kom dan terug en kry dit onbewoon, skoon en aan die kant. Dan gaan haal hy 7 ander geeste nog slegter as hy self, en hulle trek saam met hom in en gaan woon daar. Aan die einde is so 'n mens slegter daaraan toe as aan die begin. So sal dit ook gaan met die slegte mense van vandag. Hierdie vers laat baie mense groot skrik. Ek en jy moet eintlik besef wie is binne in ons. En ons moet besef met wie ons uit te waai. Wie is die vyand? Wie is die een wat wil kom steel? As ek en jy hom weerstaan het, moet ek en jy op ons hoede wees. Want hy gaan wil terugkom. En daarom gee ek eerstens vir jou die kennis, sodat jy die vyand self kan weerstaan. Ek gaan nie daar wees om jou hele lewe saam met jou bevryding vir jou te doen nie. Die woord sê, jy gaan die waarheid ken en die waarheid gaan jou vry maak. Die waarheid in die woord moet jy in jou gees jou eie maak. Jy moet dit begin toepas in jou lewe en jy sal waarlik vry wees. Weerstaan die duiwel op jou eie manier. As ons die autoriteitsgebed doen, gaan jy sien is baie herhaling. Die herhaling is met 'n doel. Die doel daarvoor is dat jy kennis opdoen. Dat jy sal hoor hoe om die vyand te weerstaan. Nou vandag gaan jy begin agterkom hierdie gedagtes in jou kop, wat dit nie van Jesus Christus is nie. Jy gaan dit moet begin vasneem en jy gaan dit moet begin weerstaan. Jy sal moet begin spreek met jou mond en die vyand sal van jou weer wegvlug as jy jouself onderwerp aan God, as jy die duiwel weerstaan. As jy die Here dien, as jy vermy wat sleg is, sal jy die genesing kry vir jou liggaam.
Hier volg 4 stappe wat ons elke dag volg. Maar dit moet nie vir jou 'n ritueel raak nie. Gaan bid daaroor, vra vir die Vader of is dit wat jy moet doen. Ons doen hierdie 4 stappe elke dag, in die oggend en in die aand. Ons bid die krag van die bloed van Jesus vir beskerming oor alles wat lewe. Ons noem hulle by die name. Jy kan selfs jou diere en jou plante ook insluit, want hulle lewe ook. Ons vra die Here om sy engele te stuur om ons besittings te beskerm, oor jou kar, jou huis, jou finansies, alles wat jy besit. Ons trek die volle wapenrusting aan. Ons bedek ook die rug met die heerlikheid van die Here. Ons gaan net nou kyk na die wapenrusting. Maar in die wapenrusting, soos in Efesiërs 6, word daar nie gepraat van die rug nie. Nou, baie mense sê ons is nooit veronderstel gewees om weg te hardloop vir die vyand nie. Maar omdat ons nie ons autoriteit opneem, die kragwerk doen nie, die mag gebruik nie, hardloop ons weg vir die vyand. En nou tref die pyle ons in die rug. Jesaja 58 vers 8 is wat ons aanhaal. En daarom bedek ons rug met die heerlikheid van die Here. Ons kanselleer enige negatiewe woord, gedagte, daad, binding of vloek, wat enige iemand oor ons uitgespreek het, maar ook wat ons self uitgespreek het in die naam van Jesus Christus. As ons gaan kyk na die wapenrusting van God, dan is dit dat ek en jy kan staande bly teen die listige aanslae van die duiwel. Efesiërs 6 vers 10 tot 20. Eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Die wapenrusting van God is baie belangrik. Wanneer 'n soldaat na 'n geveg gaan, kry hy 'n uitrusting spesiaal gemaak vir die doel. Hy kan nie met sy gewone siviele klere of kerkklere gaan veg nie. Hy word voorsien van 'n helmet, baadjie, broek, kouse, hemp, skoene, onderklere. Hierdie klere is alles gemaak van 'n spesiale materiaal. 'n Soldaat moet opgelei wees in die vegkuns en moet sy vyand se strategie, sy planne ken. Met ander woorde, hy moet kennis hê van hoe die vyand te werk gaan. 'n Soldaat kan ook nie na die gevegsterrein gaan sonder sy wapens nie. Hy moet die hantering van sy wapen behoorlik uit sy kop ken. In sekere situasies maak die polisie gebruik van 'n skild, wanneer mense in betogings betrokke raak om die aanslae van klippe en dies meer af te weer. Vir die kind van God, die oomblik wanneer 'n persoon sy hart vir die Here gee en hy Jesus as sy persoonlike verlosser en saligmaker aanneem, raak hy in 'n geveg betrokke. Die duiwel en sy magte is woedend wanneer iemand sy hart vir die Here gee en sal alles in sy vermoë doen om daardie persoon te vernietig, want hy is in opstand teen God en alles wat hy geskaap het. Die kind van God moet besef dat hy net soos 'n soldaat die vyand se planne moet leer ken. Hy sal die volle wapenrusting van God moet aantrek, sodat hy of sy weerstand kan bied.
Die wapenrusting pas ook op hierdie sirkelmodel. Ons gaan nou hier en daar na dit kyk, maar byvoorbeeld by die brein, wat trek ons aan? Die helm van verlossing om die brein te beskerm. En dan as ons gaan kyk na die skoene, hier by jou naaste, die locomotorstelsel, die voete is vir beweging. Ons trek die skoene aan vir die bereidheid om die evangelie van vrede te gaan verkondig, vir al die mense, vir jou naaste en jou vyande. En vir jouself, wie kan die gedagtes van die vyand sien? Net jouself. En in ons gedagtes is die grootste leuns. Dis waar die vyand kom met al sy wapens om ons aan te val. En nou sê die woord, ons moet die gordel aantrek van die waarheid. En waar die gordel is juis waar al die organe van die endoderm is. As ons nou gaan kyk na die liefde, die boonste helfte van die sirkel, en ons sien geloof en die organe uit die ektoderm, die brein, die vel, cerebrovaskulêre stelsel, sien ons nou die vrug van die gees, liefde, vreugde en vrede. En ons sien ook Vader, Seun en Heilige Gees wat daarin slot. Ons sien God die Vader wat liefde is. Ons sien Jesus Christus wat vreugde gebring het, die blydskap in die Here wat ons beskutting is. En ons sien dat die Heilige Gees die vrede bring, die kalmte, die rustigheid bring. En as ons gaan kyk na die gesinsverband, dan sien ons man, vrou en kind, en die man, die hoof van die huisgesin, die brein, die hooforgaan van hierdie ektoderm, dat as die paas liefde het, sal die vrouens vreugde en blydskap ervaar, en die kinders sal vrede bring. En dan sien ons die wapenrusting, wat inslot die helm van verlossing en die skild van die geloof. Ons sien as ons liefde het ons geloof. Ons sien die helm bedek die hooforgaan van hierdie ektoderms, hierdie hooforgaan wat uit die ektodermlaag ontstaan, naamlik die brein. En hier het alles uit te waai met ons verhouding met God die Vader, Seun en Heilige Gees. So as ons eerstens gaan kyk na hierdie twee dele van die wapenrusting, die helm van verlossing en die skild van die geloof. Sien ons eerstens helm van verlossing. As kind van God moet jy die volle versekering hê van jou verlossing in Jesus Christus, sodat Satan jou nie kan oorrompel met leuns nie. Jou denke moet beskerm word en onder die beheer van die Heilige Gees geplaas word. 1 Korintiërs 2 vers 16. Ons het die gedagtes van Christus. Filippense 2 vers 5. Dieselfde denke moet in julle wees wat in Jesus is. Ons kan dit net reg kry as ons die helm op het van verlossing. 2 Korintiërs 10 vers 5. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus Jesus gehoorsaam te maak. Hoe kan ons nou elke gedagte sommer net toelaat as ons dan nou die helm van verlossing op het? Weet wat jy in Christus is. Ons moet weet wat ons in Christus is. Weet jy wie en wat jy in Christus is? Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Al kom die vyand met al sy magte, sê die Here vir ons in Hebreërs 13 vers 5 en 6, dat hy ons nooit sal begewe of sal verlaat nie. Dit is 'n troos en 'n absolute wete wat ek en jy kan hê, dat God my verlossing is. As ons gaan kyk na die skild van die geloof, soos 'n soldaat soms in sekere gevalle die skild moet opneem, moet die kind van God aangetrek bly met die skild van die geloof. Ons moet onsself agter die skild van die geloof verberg. Met die skild van geloof kan ons al die pile van die bose afweer. Ons kan nie die een dag leef op gevoel en die ander dag op wat ons sien of hoor en die ander dag weer in geloof nie. Galasiërs 2 vers 20 sê uitdruklik, dit wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur geloof in Jesus Christus, nie deur aanskoue nie. Johannes 16 vers 8 tot 9. En as hy kom, die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde
en van geregtigheid en van oordeel, van sonde omdat hulle in my nie glo nie. Net die Heilige Gees kan ons oortuig. Weerstaan alle twyfel, want dit is sonde. Psalm 3 vers 4 sê, maar U Here is 'n skild wat my beskud, my eer en die een wat my hoof ophef. Die Here omring die gelowige van alle kante, die wat by hom skuil. Psalm 5 vers 12 sê dit mooi, maar laat hulle almal bly wees wat by U skuil. Laat hulle vir ewig jubel en beskud U hulle, en laat in U juig die wat U naam liefhet. Wat help dit jou om kind van God genoem te word en jy het nie geloof nie? Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder geloof is dit vir my en vir jou onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. As ons nou gaan kyk na jou verhouding met jou naaste wanneer dit binne die wil van Vader is, dan sien ons nou geregtigheid en gehoorsaamheid. En ons sien ook die organe wat uitkom uit die mesoderm, naamlik die hart, die niere en die lokomotorstelsel, bewegingsstelsel. En ons sien die vrug van die Gees, geduld, vriendelikheid en goedhartigheid. Ons sien ook Vader, Seun en Heilige Gees se karakter. Vader wat soveel geduld het met ons, Jesus Christus wat vriendelik is, en die Heilige Gees wat vir ons die goeie weg wys, wat vir ons wys wat goed is om te doen. En dan sien ons ook in die gesinsverband, man, vrou en kind, hier is die hooforgaan uit die mesoderm die hart, so as die mans geduldig is die vrouens vriendelik, en die kinders het goeie maniere. En ons sien hier dele van die wapenrusting, die borswapen van geregtigheid, wat ons hart bedek. Ons sien ook die skoene vir die bereidheid vir die evangelie van vrede by die lokomotorstelsel. So as ons gaan kyk na die borswapen van geregtigheid, ons verkry geregtigheid sodra ons sondes bely, om met 'n rein en skoon gewete voor God te kan staan. Die hart van die mens is die plek wat die mees kwesbaarste deel van die liggaam is, en moet meer as al die ander dele van die liggaam beskerm word. Dit is die woonplek van God. Paulus skryf in 2 Timoteus 2 vers 22, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid, en jaag na geregtigheid, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Ons gedagtes verklap wie in beheer van ons hart is. Wat lê opgesluit in die woordjie geregtigheid? Liefde, trou, reg en vrede. Liefde, liefde tot God. Trou, om getrou te wees aan sy woord en gebed. Reg, om reg te doen volgens God se wil. Vrede, om die versekering te hê van God se liefde vir my, dat hy getrou is aan sy woord en dat hy altyd reg aan my sal laat geskied. Die skoene van bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig. Die dag wanneer 'n persoon tot geloof kom, word hy of sy 'n disipel van die Here. 'n Disipel is 'n navolger van God, om in die voetspore van Jesus te begin loop. 'n Navolger is iemand wat naaap, wat dieselfde dinge doen as die een vir wie hy navolg. Om 'n disipel van Jesus te wees beteken om die evangelie te verkondig. Johannes 6 vers 40, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Jesus het gekom om die wil van sy Vader te doen. Hy het die disipels wat hy gekies het geleer en opgelei, sodat hulle, wanneer hy sou terugkeer na die Vader, sy hande, voete en mondstuk sou wees, om die blye evangelie te verkondig. Johannes 17 vers 18, soos U my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Lukas 24 vers 48, en julle is getuies van hierdie dinge. Handelinge 1 vers 8,
maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Lukas 4 vers 18 en 19. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Net soos die Here Jesus dan in Johannes 17 vers 18 sê, soos U my gestuur het in die wêreld, so stuur ek hulle ook in die wêreld. Dan moet ons dieselfde dinge doen wat hy gedoen het toe hy op aarde was.